Geliefdes, hartlike goeiemôre ook aan elkeen van julle wat ook weer op hierdie Sondag ingeskakel is na hierdie woordverkondiging. Kom ons sit net so, dan sluit ons eers die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir U so baie dankie dat ons weer eens die voorreg het, Vader, om wêreldwyd die waarheid van U woord aan U kinders te kan bedien. Daarom bid ek dat U ook nou as ware my lippe sal aanraak, asof met 'n koolvuur, sodat ek net die waarheid van U woord aan U kinders sal bedien. Ek bid dat Jy elke persoon wat ingeskakel is, wat sal luister, vir hulle ontvanklike harte en geopende geestelike ore sal gee, om nie my stem nie, maar alleenlik U stem te kan hoor. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons kosbare Here Jesus Christus alleen. Amen. Nou geliefdes, baie kere wanneer ek en jy in die moeilikheid beland, dan gebeur dit omdat ons in ons koppe vir onsself 'n prentjie uitgewerk het hoe ons wil hê dat dinge in ons lewens moet gebeur. Ons beplan alles en hoe ons wil hê dat die dinge moet gebeur en dan werk dinge nie altyd so uit nie. En skielik op 'n dag besef ons dat dit nie uitgewerk nie. Want dis eenvoudig nie hoe God werk nie. God werk nie op my en jou tyd en op jou en my standaarde nie. Ons weet dit nou al. Want luister, en hierdie is vir my so amazing wat God met my gedeel het. Alles is amazing. Maar ook hierdie, luister vanoggend, ons wil almal graag in elke situasie in ons lewens 'n eikeboom wees, nie waar nie? 'n Eikeboom is 'n groot boom. Maar niemand van ons wil, die eintlike vertaling is 'n eikel, dit is die neut, dit is die saad daarvan wees nie. Ons wil almal in die belofte wees van die eikeboom, wat deur almal raak gesien word. Maar ons vergeet daarvan dat daar ook 'n proses hieraan verbonde is. Om van 'n eikel, van 'n neut, te groei tot 'n groot, massiewe eikeboom. Toe Jesus vir Simon Petrus gesê het, van nou af, Simon, maak ek jou 'n visser van mense, wou Jesus sê dat Petrus sal verstaan dat dinge nou anders gaan wees. Die resultaat gaan anders wees, alhoewel die proses gaan dieselfde wees. Kom ons kyk waar alles begin het. Jesus het vir hom gesê, na 'n nag van geen vangs wat hulle gehad het nie, en hulle was besig om hulle nette al uit te was op die strand, toe sê Jesus vir hom, gooi julle nette aan die ander kant uit. En net so tussen hakies, oor hierdie woorde van God alleen, kan ons vir 'n baie, baie lang tyd met mekaar gesels. God kan vir dae lank vir ons besig hou hiermee. Maar God het vir hulle gesê, gooi julle nette aan die ander kant uit. Met ander woorde, wat God ook vir jou en my vanoggend kom sê. Gooi julle gedagtes na die ander kant toe uit. Gooi julle idees na die ander kant toe uit. Want vir so lank, sê God, hy het vir hulle dit gesê, disippels, maar ook vanoggend vir jou en my, in 'n heel ander konteks. Maar is presies dieselfde. Ons is nie nou op 'n boot nie, op die see nie. Hulle was, ek en jy is elke dag op ons lewensboot in die water. Die stormwaters van die lewe. God sê vir hoe lank al vang julle nie vis nie. Julle bly op een plek en nou vang julle nie vis nie. En julle was ook lank genoeg, net soos die disippels, julle nette uit op die kant van die strand, sonder dat julle enige vis eers gehad het. Dis hoe getrou die disippels was, daardie vissermanne, al het hulle nie 'n vangs gehad nie, wat die nette miskien kon 'n bietjie vuil maak, het hulle nog steeds hulle nette uitgewas. Daarom sê God vanoggend, gooi julle nette uit na die ander kant toe. Luister geliefdes, hulle het nog steeds nodig gehad om moeite te doen, om effort in te sit. Hulle het nog steeds nodig gehad om hulle nette op te tel, dit in die boot te sit. En ons weet mos, dat niks wat die moeite werd is maklik nie.
En ons is terug om net vir 'n breek vir 'n sekonde na die disippels toe, omrede dieselfde see wat vroeër vir hulle geen vis op die regte tyd in die nag gegee het nie. Die volgende oomblik wou daar dieselfde nette skeur van die geweldige vangs van al die vis wat daarin is. Wat wil God vanoggend vir jou en my kom sê? God wil vir ons kom sê dat jou idees is nie verkeerd nie. God wil ook vir jou kom sê dat jy nie die verkeerde werk doen nie, as dit is miskien wat jy dink, omdat dit voel dinge wil nie regtig vir jou uitwerk nie. En dat jy nou 'n ander werk moet gaan soek of heeltemal iets anders moet begin doen nie. Nee, dis nie wat God sê nie. Al wat God sê, wat jy moet doen is om jou nette, jou planne, jou idees, jou gedagtes aan die ander kant van die boot uit te gooi. Jy wil selfs hê dat jou bankrekening moet verander in 'n eikeboom, nie waar nie? Maar God sê ook daardie eikeboom het begin met 'n vruggie, met 'n neut, met 'n eikel. En is hierdie nie absoluut 'n amazing woord nie, want hierdie was ook 'n gedagte van God. 'n Eikeboom wat begin het met hierdie neut. En dit geliefdes is hoekom Jeremia 29 vers 11 sê, en hierdie is so, ja, vir ons as gesin is dit ons ankerskrif vir baie, baie jare. En dit sal tot die einde ook van my lewe definitief ons ankerskrif bly. Ons weet wat in daardie skrif staan, ons ken daardie skrif baie goed. Daar staan, ek weet, watter gedagtes sê God, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Ek weet, sê God, wat ek oor julle dink, wat ek van julle dink, sê God. God sê, met ander woorde, hy wat God is, dink aan jou. En dit geliefdes is jou eikel, jou neut, jou vrug, want God sê, hy dink aan jou. God sê, spreek hierdie woorde. Spreek dit elke dag. Sê dit, totdat hierdie woorde jou hele wese gevul het. Die Engels sê dit eintlik mooi, till your core get it. So moet ons dit spreek elke dag. Die gedagtes wat God aangaande jou en my dink, is veel groter as die gedagtes wat jy ooit oor jouself kan dink. En dit is geliefdes hier waar crazy geloof begin. Luister baie mooi. En ons het al met mekaar gesels oor crazy geloof. Crazy geloof is nie net 'n visie wat ek en jy het nie. Crazy geloof moet jou kultuur word. Dit moet jou leefwyse word. Want luister mooi, die waarheid is dat kultuur eet visie vir ontbyt op. Ek sê weer, dis die waarheid, omrede jy kan die grootste visie denkbaar hê. Soos byvoorbeeld, kom ons wees lief vir mekaar. En kultuur sal dit soos niks opeet nie. Net op hierdie punt vir 'n breek vir 'n sekonde, is dit nie hartseer dat die liefde wat God se grootste gebod is, deur 'n wêreld, 'n sekulêre wêreld daar buite, eintlik so afgewater geword het. En dit is geliefdes, hoekom visie jou en my idees, ons gedagtes, ons plannetjies, met ons kultuur word. Want God se gedagtes, en dit wat hy vir jou en my wil doen, is soveel groter. En God wil hê dat ons sy gedagtes sal begin dink. Daarom kan ons elke oggend opstaan en sê, Here, verander my net asseblief, deur my denke te verander. En die woord leer ons neem elke gedagte gevange en onderwerp dit aan Jesus Christus. Vra as ware, Here, ek het nou vinnig hierdie ding gedink, Vader, wat sê U hiervan?
Geliefdes, dit is soos iets wat in jou lewe gebeur, wat nog nooit in jou gesin, of jou familie, of jou kultuur gebeur het nie. Luister baie mooi. Dit, en jy staan nog steeds, dit is crazy geloof. Dis wat God sê. Daar waar die craziness van jou en my gedagtes stop, daar eers begin God se crazy. As jy vir 'n oomblik dalk nie mooi verstaan wat God bedoel hierby nie is, somtyds dan dink jy, Here, as U vir my gesê het, U sal vir my sorg, U sal vir my meer gee as wat ek ooit kan bid of dink of vra. Die woord sê in Amplified, whatever you ask, you will receive. Maar daar is ook 'n voorwaarde daarin verbonde. Ons sal nou hoor wat God sê rondom dit. En as jy staan in dit wat God vir jou gesê het, maar dis nie wat jy sien nie, dis nie wat jy beleef nie. Inteendeel, dit voel vir jou of jou lewe uitmekaar uitval, maar jy staan in hierdie crazy in Afrikaans eintlik mal, hierdie crazy mal geloof, dat ander mense sal sê, die persoon is nie lekker nie. Hoe kan sy nog steeds so in geloof staan? Dit is wat crazy geloof is. En die oomblik wanneer ek en jy daarby kan uitkom, geliefdes, om te staan op dit wat God beloof het, dan kom God in sy craziness as ware neem oor. Dan kom God vir jou en my, stap hy in jou en my lewens in. Wanneer God iets vir jou doen, God sê dan is jy veronderstel om te getuig. En dit, geliefdes, is presies hoekom getuienisse so verskriklik belangrik is. En ek persoonlik is mal oor getuienisse, want getuienisse gee hoop. Want wanneer jy iemand se getuienis hoor, onmiddellik besef jy, maar as God dit vir daardie persoon kon doen, dan kan God dit vir my ook doen. Daarom luister wat staan in Openbaring 12 vers 11, en die woord leer ons ook dat, as julle nie sal getuig nie, sal die klippe dit uitroep. Openbaring 12 vers 11, hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het, en hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Dit praat hier van die disippels. Hulle het die bose oorwin, omdat hulle geweet het van die bloed van die lam. Maar luister, hier word ook gepraat van 'n getuienis. So geliefdes, hoe kan ek en jy ons gedagtes oorwin? Hierdie is nie maklik nie. Hoe kan ons gedagtes oorwin? Deur te spreek. Deur te spreek. Van dit wat die mond spreek, sal die oor hoor en sal die hart glo. Dit wat in jou hart is, word opgeskuif deur geloof na jou gedagtes toe. Ons weet dit. Ons moet begin om God se gedagtes te spreek. Waar kry jy dit? In die woord van God. Die enigste manier hoe ek en jy dit kan regkry om die vyand te stop, om nie langer met jou en met my gedagtes te mors nie, want dis wat hy doen. Jy getuig. Jy getuig. Ek dink ons moet by 'n punt kom waar ons ophou. Nee, ek dink nie, ek weet dit. Ons moet ophou om vir God te probeer vertel van hierdie vreeslike groot probleme wat ons het en dinge wat ons moet doen en ons weet nie hoe nie. Nee, dit het tyd geword dat ek en jy vir ons probleme sal vertel wie ons God is. Hoe groot ons God is. Spreek God se gedagtes wat God dink. Ek sê weer die kred in sy woord. En spesifiek hier in Jeremia 29 vers 11, waar God sê, ek wat God almagtig is, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou dink. Met ander woorde, God almagtig, geliefdes die hoogste autoriteit, dink aan jou en my. En die gedagtes wat hy aangaande ons dink, is gedagtes van voorspoed en nie van teëspoed nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Alles wat God oor jou en my dink, is net goed. Want God is net 'n goeie God. So geliefdes, as jy nie suksesvol is nie, en dis nie slegs in jou finansies nie. Nee, die woord praat van voorspoedig in elke area van jou lewe, in liefde, in vrede, in blydskap.
sagmoedigheid, geduld, selfbeheersing, goedheid, hoop. Dan is dit as gevolg, want is die vrugte van die Gees, wat ek en jy moet dra, sigbaar elke dag in ons lewe. As jy nie is, dan is dit as gevolg van jou gedagtes, van die manier hoe jy dink. En daarom sê God, wil hy as ware vir jou en my 'n kontrole lysie kom gee. 'n checklist. Maar 'n kontrole lysie vir elke dag van ons lewe. Is dit nie genade nie? Is dit nie onverdiende genade nie? God wil vir ons presies hierdie lysie kom gee en sê, volg dit. Volg dit elke dag. En ek weet eintlik hoe die Heilige Gees die rede hoekom jy daardie kontrole lys het om seker te maak. Dit is hoekom jy hom kry, is om seker te maak dat jy nie langer jou eie gedagtes dink nie, maar dat jy God se gedagtes dink. Dat God se gedagtes ook jou gedagtes sal word. Kom ons gaan na die woord vir daardie kontrole lysie. Alles is in die woord. Alles wat ek en jy nodig het vir 'n oorvloedige lewe, is in die woord. Efesiërs 4 vers 2 en 3. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Wow. Jy het dit al gelees. Maar jy dit so besef, dit is eintlik die kontrole lysie wat God jou gee. Daardie beskeie beteken eintlik sagmoedig, nederig. En dit is die eerste punt op jou kontrole lysie. Daarom terwyl jy nou hier luister na die woord van God, wil jy nie gou check op hierdie oomblik of nederigheid, sagmoedigheid deel van jou is vandag nie. Of beskeienheid, of dit deel is van jou op hierdie oomblik nie. Ek vra maar net omdat dit deel is van jou kontrole lysie. En luister mooi, dit beteken nie net met ander nie. Hierdie sagmoedigheid, dit beteken ook met jouself. Want onthou, luister baie mooi geliefdes, ek en jy kan nie iets gee wat ons nie het nie. Geduld. Is dit op jou kontrole lysie, as jy jouself vandag check? Nie net met jouself nie, die woord sê ook met ander se foute. En dis die grootste probleem. Want ons as mense kan dalk miskien nog ons eie foute en gedagtes hanteer. Maar ons het nie genade met ander se foute nie. Sjoe, ek weet dat ek op hierdie punt miskien op tone trap. Maar luister klaar. Moenie nou hierdie selfoon die boodskap afsit nie, luister klaar. Anders gaan jy sleg uitmis, want dit is God wat deur my nou met jou praat. Ek is maar net die kanaal. God het 'n afspraak met elkeen van julle wat luister volgend. Soos wat hy elke keer met elkeen van ons 'n afspraak het. En daarom geliefdes, God sê leef, dis altyd in 'n eensgesindheid met God, sodat jy vrede kan hê. Enigiets wat jy vandag doen, wat jy elke dag doen, en jy ervaar dat jy nie vrede het nie, kan jy verseker weet dat jy nie in eenheid met God is nie. Onthou, Jesus is die prins van vrede, en daarom sal die Heilige Gees ons altyd in vrede lei. So die oomblik dat jy sonder vrede is, weet dan dat jou gees en God se gees nie in enige eenheid is nie. Asseblief, ek kom pleit vanoggend by elkeen van julle. Besef die belangrikheid van hierdie kontrolelys. Deur hierdie kontrolelys, geliefdes, elke dag te doen, sal jy die eikeboom begin verstaan. Want die eikeboom het by 'n neut begin. Die vraag is, kan jy 'n neut vir God wees?
Sal jy kan rondloop en wanneer iemand jou 'n regte neet noem vir hulle kan sê, luister, jy het nog nie die eikeboom in my gesien nie. Die Heilige Gees sê ons as mense moet begin om onsself in die geselskap van mense te bevind wat as ware wel die neet sien, maar hulle sien ook die eikeboom in jou. Daarom loop weg van mense wat jou net as 'n neet sien. Want God sê, dit is nie net die neet nie, dit is die eikeboom in die neet. Dis wat God sien. God sien klaar die eindproduk in jou en my lewe. Maar wat sien jy? Jou gebrek, jou tekorte, heiliglik nou as 'n neet. En daarom sê God, hy weet watter gedagtes hy aangaande jou en my koester. Gedagtes van voorspoed om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat beteken, God sien alreeds die eikeboom binne in jou en my. So terwyl jy nog steeds soos 'n neut in die modder rondploeter, sien God alreeds die eikeboom. Luister wat sê die Engels vertaling, sê dit so mooi. The expected ending, dis wat God sien. Dit beteken nie 'n einde wat jy kan sien nie, nee, 'n expected ending wat jy, as jy dit kan verwag, ook sal sien. En op hierdie punt vra God, wat verwag jy? Wat verwag jy op hierdie Sondag? Verwag jy crazy mal geloof? Dan sal jy crazy mal geloof sien. Verwag jy dat God net in jou huidiglike behoeftes sal voorsien, maand vir maand, dag vir dag? Of verwag jy dat God vir jou oorvloedig, oneindig meer sal doen as wat jy ooit kan bid, of dink, of vra? Onthou, dit wat jy verwag, vind jy ook in die eikeboom. Ek sluit af. Kom ons lees weer bietjie verder uit Jeremia 29 vers 12 en 13, en dis baie belangrik. Vers 12 sê, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Verstaan jy hierdie verse werklik reg? Die waarheid, geliefdes, is ons almal vra, ons almal soek. En dan kom ons by die dag wat ons sê, maar dit wat ons gevra het, ons nie ontvang nie. Dit wat ons gesoek het, het ons nie gevind nie. En dan gaan ons verder en sê, God het ook gesê, wat ons ook al vra, sal hy vir ons gee. En dan skielik verstaan ons niks nie. Want dis nie wat ons ervaar dalk nie. Is dit hoe jy vanoggend voel? Wel, dis waar dat hy gesê dat wat jy ook al vra, sal hy vir jou gee. Maar daar is 'n voorwaarde aan verbonde. Ons het net gepraat vroeër van 'n voorwaarde. Ons vind die voorwaarde in vers 11. Ek en jy moet weet. Ons moet begin besef, ons moet weet, dat die gedagtes wat God aangaande jou en my koester, wat hy aangaande ons dink, is groter as die gedagtes wat ons oor onsself dink. En dis hier, geliefdes, waar ons in die hek duik. Elke keer, keer op keer. En God is so duidelik in sy woord waar hy sê, eers wanneer jy dit gaan verstaan, dat ek wat God is, dat my gedagtes wat ek aangaande julle dink wat net goed is, groter is as enige gedagte wat jy oor jouself kan dink. As jy dit kan verstaan, dan wat jy ook al vra, sal jy ontvang. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Nie uit my mond uit nie, geliefdes, maar uit God se troonkamer vir jou vanoggend. Die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here God wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here jou God wil al jou gebede verhoor. Aan jou sy vrede, sy guns, sy genade, sy goedheid, sy liefde, sy oorvloed skenk. God seën jou. Amen.